Ons lees die oordenking vir die 14de September uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die opskrif vir vandag se gedeelte is langtermyn vreugde. Die teksvers hiervoor kom uit 1 Samuel 2 vers 9 en 10. Daar staan geskrywe: Hy beskerm sy troue dienaars op hulle pad. 'n Mens oorwin nie deur eie krag nie. Hy verleen krag aan sy koning. Hy gee sterkte aan sy gesalfde. Wanneer 'n mens getrou bly aan jou geloftes en jou hele lewe aan God oorlaat, ken jy ware vreugde. Jy rus in die vertroue dat hy die beste weet. Hanna het deur haar swaar kry geleer om nie selfvoldaan te wees nie. Sy het geleer dat kinders nie 'n vanselfsprekendheid is nie, maar gawes uit die hand van God. Sy het haar seentjie Samuel genoem, want het sy gesê, van die Here het ek hom afgesmeek. Die gedagte dat hy sy trou dienaars op hulle pad beskerm, is haar troos en haar krag. Wanneer 'n mens terugkyk op Samuel se lewe, sien 'n mens die rimpelings van een ma se gehoorsaamheid. Samuel het vir die res van sy lewe die Here as priester en profeet in die tempel gedien. Hy was Israel se geestelike leier en raadgewer. Hy het Saul as eerste koning oor Israel gesalf, maar moes ook aan hom sê dat die Here hom verwerp het. Die volk Israel was vir Samuel soos 'n eie kind. Hy het vermaan en getug en was getuie van al hulle opstandigheid en God se toorn, maar ook van God se plan met sy volk. Hy is na Isaï gestuur om 'n nuwe koning te gaan salf. Dawid, die man na God se hart. Toe Hanna gejubel het, hy verleen krag aan sy koning, hy gee sterkte aan sy gesalfde, het sy nooit kon raai dat haar gehoorsaamheid langtermyn dividende sou inhou nie. Self vir ons. Here, dankie vir Hanna se getrouheid. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontak en webblad besonderhede in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.